Goeiemôre aan elkeen wat inskakel op ons oggendoordenkings. Vir my is dit 'n besondere voorreg om nou na heelwat maande wat verloop het, weer 'n geleentheid te hê om hierdie week 'n bietjie met u te gesels. Veral hier terwyl die jaar besig is om nou vinnig na sy einde toe te beweeg, wil ek vanoggend graag met u praat oor die woord volharding. Nou, ons het in vanoggend se boodskap, gisteroggend se boodskap by die kerk net aangeraak oor volharding, maar nie daarmee 'n volledige boodskap gebring nie. Die boodskap wat eintlik uitgekom het was wat betref die einde van hierdie jaar, maar ook ten opsigte van 26, bly net op die pad. Nou, ek het 'n voorbeeld aangehaal uit 'n film wat hier in die jaar 2000 ergens uitgekom het. En hierdie film se naam was The Book of Eli. En hierdie persoon Eli het in 'n post-apokaliptiese tyd, met ander woorde 'n tyd na 'n soort wêreldoorlog waar die meeste van die lewe op aarde uitgewis is. Maar Eli, hy was egter op 'n veldtog, 'n missie, want hy het een van die enigste oorblywende Bybels op die aarde ontdek. En hierdie boek het sy lewe verander. So na die oorlog is alles verwoes en mense het nie meer boeke, ingesluit die Bybel, geken nie. Maar Eli het nou 'n roepingsbewustheid, 'n belewenis gehad wat hom oortuig het dat hy die boek na die weste van Amerika moes neem, die ou Amerika voor die oorlog. Hy het geglo daar in die weste het mense oorleef wat die boodskap van hierdie boek nodig het. En dan die mees opvallende kenmerk van hierdie film is die van die pad. Van die begin tot die einde van die fliek is daar tonele wat die pad en Eli se reis op hierdie pad na die weste so mooi uitbeeld. Sy strategie om veilig by die weste uit te kom word so mooi uitgebeeld, en daar is net een besluit wat hy geneem het. Ek moet op die pad bly en ek moet volhard. Dis vir hom baie belangrik, want as jy oor daardie fliek gaan kyk, sal jy sien dat daar was so baie afleidings, dinge wat gebeur het, dinge wat sy aandag afgetrek het van die pad. Gereeld wanneer hy iets interessant teekom, of wanneer iemand hom van die koers af wil dwing, dan sê hy vir homself hierdie woorde: stay on the road, just stay on the road. Eli was 'n man van die pad. Die redding van die mense in die weste, het hy geglo, is sy missie. Die pad was sy strategie. Bly op die pad. Moenie links of regs afkyk nie. Bly op die pad. En as jy daarom gaan kyk en jy gaan kyk na die lewe van Paulus in die Bybel, is daar nogal ooreenkomste tussen die boodskap in hierdie film en Paulus se lewe. Paulus was ook 'n man van die pad, en hy gebruik die idee van stap en tyd baie. Het u geweet dat geleerdes reken dat Paulus tussen 16.000 en 18.000 kilometer in sy leeftyd terwille van die evangelie moes stap. In die fliek was Eli se oog op die weste. Paulus wou Rome toe, om met die hulp van die gemeente daar, Spanje toe, die mees westelike punt van die wêreld te gaan. Paulus en Eli het oral waar hulle kom teëstand beleef. Eli in die film, sy teenstander, was 'n tipe van 'n godsdienstige persoon, en die persoon wou ook Eli se boek hê, die Bybel, maar hy wou dit vir sy eie redes gehad het. Hy wou die mense deur middel van die boodskap beheer en manipuleer. En dit herinner baie sterk aan die Joodse godsdienstiges wat konstant Paulus
sy teenstanders was en mense teen hom opgestook het. Nou in die film van die boek van Eli bid hy die gebed van Paulus wat uit 2 Timoteus 4 uitkom. Die gebed van iemand wat volhard het tot die einde toe en die vervuldheid daarvan as hy onder andere bid in die boek Eli. Lord, I'm so very tired. Thank you for allowing me to rest at last. En daarna sterf hy. En dit herinner baie sterk aan Paulus se woorde in 2 Timoteus 4 vers 6. My lewe word reeds as 'n dankoffer gegiet. My tyd van my sterwe is voor die deur. Ek wil graag vanoggend hier by die eerste dag van hierdie week vir u kom sê, weet u medegelowiges, dit kos guts om te bly glo. Dit kos volharding en vasbyt om einduit gelowig te leef. En vir baie mense in hierdie vreeslike tyd waarin ons leef, is die versoeking natuurlik om geheel en al moed op te gee met hulle geloof en Jesus self prys te gee. Maar die Here kom roep ons hier teen die einde van die jaar, dat ons vasberade op die pad van Jesus moet loop, waar Jesus ons op gelei het. So baie gelowiges rondom ons raak verveeld, raak gewoond aan die boodskap van die evangelie, want hulle word afgelei van die pad af. Dis wanneer jy 'n gelowige kry wat sy gelowige en ongelowige buurman verag, die Petrus joggie by die volstasie ignoreer, van ons almal ego die woorde van Eli deur die bladsye van die Nuwe Testament. Just stay on the road. Just stay on the road. My boodskap aan u vanoggend is, kom ons volhard hierdie week, kom ons volhard hierdie jaar tot die einde toe. Dit doen jy om op die pad te bly, dis jou verantwoordelikheid en te volhard tot die einde toe. Mag jy 'n geseënde maandag beleef.